Here, vanoggend het ek gevra dat U my sal help deur die Gees. En dan gaan ons in aanbidding oor die grote naam. En U raak ons aan. Dankie vir U Gees. Dankie dat U hier in ons midde is, want dis U belofte. En die lofprysing en die aanbidding, daar wandel U. En ek voel U, my Here. U is so welkom hier. En ek bid vir elke mensie, terwyl U hier teenwoordig is, my Here, wat nie lekker voel nie, en wat 'n verkoue het, of tannie Marie met haar maag, Here, ek vra dat U haar sal nou aanraak. Ek bid dit met my volle geloof, dat U haar kan aanraak, soos Jesus, die kind aangeraak het, wat so ver was. Ek vra dat U haar sal aanraak, in die naam van my Jesus Christus. Elke een wat nie lekker voel nie, elke een wat ongesteld is, elke een wat aan depressie ly, elke een wat aan 'n verslawing ly. Ek kom teen die werke van die Satan te staan. Ek beveel jou om hulle te los in Jesus naam nou. En my Jesus, ek buig voor U en ek dank U. Ek loof U groot naam. Laat U naam geheilig word van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Verlede week het ons gepraat van waagmoedige geloof. En soos wat ek deur hierdie week gegaan het, is dit nie die einde nie. En ek het vir pastoor gesê, verlede Sondag al, ek dink dan gaan dit nommer 2 wees. En ek wil die nommer 2 met julle deel vandag, wat aansluit by verlede Sondag. Ek het verlede Sondag het ek gesê, ons moet groot droom. Amen. Droom groot. As 'n kind, daai kind, ek het sy verbeelding genoem. Ek sien soveel prentjies, wat die visioene, ek noem dit 'n prentjie, wat die Here vir my gegee het, van hulle het al bewaarheid word. Ander wag ek nog voor. En baie keer, dan twyfel ek, het ek reg gesien? En dit is daai twyfel, wat ons geloof heeltemal teen mekaar krap. Die oomblik wat ons begin te twyfel oor dit wat die Here vir ons wil gee, dan maak dit sy werk baie moeilik in ons lewe. Ons op hierdie aarde is nie net daar om gebore te word, groot te word, te trou, kinders te kry, oud te word en dood te gaan nie. Daar's 'n baie groter doel vir elke een van ons op hierdie aarde. Nie net vir die vrouens of vir die mans kos te kook, babetjies te kry, vanaand gaan ek slaap en môreoggend staan ek op, ek maak ontbyt, ek maak middagete, ek maak aandete, ek maak die kinders groot en ek word oud nie. Ek is nie so saamgestel nie. Ek moet eerlikwaar sê, ek is nie 'n baie goeie huisvrou nie. Ek probeer, maar ek weet dat die Here het groter vir my instoor. En dis hoekom ek deel is waarvan ek hier sal staan om sy woord te verkondig, want dis lewende binne in my. Dit moet lewend in elke ene. Leslie, nie? Ja, dit moet lewend in jou wees. Want ons het 'n werk om te doen. Die dag toe die Vader die aarde gemaak het, het hy geweet wat gaan gebeur. En het hy geweet, ons as mens gaan 'n groter doel in sy lewe hê, in ons lewens. In sy plan vir ons. Wat ons weet, as ons deel sterwe kom, dan, en almal wat daar moet wees, gaan ons 'n nuwe Jerusalem hê.
Ons gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde hê. En as ons nie gehoorsaam is nie, en besef dat God het 'n plan vir my en jou nie, en ons moet werklikheid maak aan daai plan nie, sonder twyfel, met verbeelding, met ons drome, met dit wat hy vir ons instoor het, dan kan ons sê, soos Paulus, ek het die wedloop voltooi. Ons kan nie net sit, gebore word, oud word, doodgaan nie. Daar's meer. Ek weet nie van julle nie, maar ek geniet my lewe soos hy nou is. Ek werk vir die Here. Ek help mense. En baie keer is dit nie eens lus om op te staan nie. Wag, dat ek terugkom. Droom groot. Ek moet terugkom na vrees en twyfel. Ons moet besluit. Ek moes besluit. Almal van ons raak bang. Baie almal van ons twyfel doen ons die regte ding. Maar die Heilige Gees gaan vir jou sê wat is reg en wat is verkeerd. Maar nou moet ons nie toelaat dat daai twyfel en daai vrees ons terughou nie. Hoe gaan ons vorentoe beweeg as vrees ons en twyfel ons terughou? Is jy partykeer bang? Ek is, maar ek weet ook dat ten spyte van my bangheid, en ek kan bang raak. As hy telefoon lei en ek sien dis huis Adassa, dan wonder ek, wat nou? Maar dan sê ek net, Here, U is in beheer. Ek bid elke dag, huis Adassa, my kinders, kleinkinders, die hele lot, almal hierso wat hierso is, ons kerk, tot die ou man. Ons bid, maar ons kan nie toelaat dat hy vrees ons oorwin nie. As ons planne het vir die toekoms, daai twee mense het planne vir hulle toekoms. Hulle kan nie laat vrees dit hulle terughou nie. Gaan ek 'n sukses maak? Ons moet glo dat dit so gaan wees. Ons moet net seker maak dat ons drome, God se droom in ons lewe is. Net voor Jesus na sy opstanding teruggekeer het na die hemel toe, het hy vir sy disippels die groot opdrag gegee. Ons is deel van daai opdrag en ons praat omtrent elke Sondag daarvan. Ons moet verander vertel, want dis net ons wat kinders van die Here is. Ek wil nie 'n Christen die naam Christen noem nie. Ons as kinders van die Here, ons kan nie 'n satanis of een wat elke dag hom simpel drink en wat elke dag pornografie kyk en op die straat rondloop en doen wat hy wil. Hy gaan nie vir 'n ander persoon vertel van Jesus nie. Daar's nie 'n manier nie. Die duiwel gaan nie vir jou vertel, glo in Jesus nie. Ons wat hierso sit, dis ons werk as sy kinders, om vir die een daar op die straat te sê, glo in Jesus, dis net hy wat jou kan red. Dis net hy wat jou uit die gat van depressie kan uithaal. Dis ons werk. Om ons wedloop te loop in hierdie lewe, ons is almal besig, ek het dit verlede Sondag ook gesê. Ons moet weet ons is in die wedloop. En ons moet weet dat ons wil wen. Ons moet nie wonder, gaan ons die paal haal nie. Ons moet met die volle versekering hier binne in ons weet, dat ons daai wedloop gaan voltooi, en dat ons hom gaan wen. Amen. Om iets te wen, as iemand nou vir my sê, ek moet 5 kilometer gaan hardloop, gaan ek dit kan reg kry? Daar's nie manier nie. Want ek het nie geoefen nie. Ek het myself nie gedissiplineer om te gaan oefen, om daai wedloop te kan voltooi nie. Dis dieselfde met die woord van God. Om
ewigheidslewe te kry wanneer ons laaste asem uitblaas. Ons moet gedissiplineerd wees. Baie keer, dan slaap, jy word wakker deur die nag. Dis soos 'n boer wat moet opstaan om te gaan plant, om te gaan saai. Hy kan nie sê, hoor hierso, ek is nou vanoggend nie lus om daai land te gaan ploeg, om te plant en te saai en wat te doen nie. Hy moet dit doen, maak nie saak hoe hy voel nie. Dis dieselfde met ons. Ons moet die dissipline hê om te sê, ons spandeer tyd in die woord. Ons hoor wat die Here vir ons sê. Vanoggend het ek so vir die Here gevra, help my Here. En hy het nog altyd het hy vir my deurgekom. Dis vir ons almal so belangrik, dat ons daai tyd met die Here moet spandeer en sê, Here, hier is ons, wys vir ons wat U wil is met ons lewe. Amen. Ons moes gefokus bly. Ons lewe, almal van ons wat hier op hierdie aarde rondloop, en elke plant wat hier so is, en elke dier wat hier so is, word deur 'n saad geplant, gebore, groei. Ons was ook 'n saadjie wat geplant is. Net soos wat ons geplant is op hierdie aarde, moet ons in elke mense, ander mense lewe, in mekaar se lewens, moet ons ook saad plant. Daai saad van liefde, daai saad van omgee, daai saad van bemoediging, die saad van vermaaning, die saadjie om 'n geldjie te gee as iemand 'n behoefte het. Dis ons saad. Dis die saad wat die Bybel ons 'n belofte van gee. Plant jou saad en jy sal die oes daarvan sien. Amen. Doen ons dit? Plant ons die saad, man en vrou in mekaar se lewe. Daai liefde moet hy koester, in plaas van om te sê, doen dit, doen dit, doen dit. Plant ons daai saadjie in mekaar se lewe. Daai omgee, net daai hand vat, net daai drukkie gee, net daai rosie koop of daai sweetie nou die dag te bring hy vir my sweetie. Daai saadjie van liefde wat binne in ons is, in die wêreld daar buite wat leeg en woes is. Ons moet beweeg vorentoe, maak nie saak hoe ons voel nie. Ek is nie altyd lus. Ek raak ook moeg. En party oggende is ek moeg. In die aand wanneer ek van daar afkom en ek tref daai huis, as ek in daai kar klim, sluk ek klein moes in stukkie vir stukkie. En dan dink ek, môreoggend moet ek opstaan en dan moet ek 5:10, dan loop ek by die werk in. Want ons laai hom af en dan gaan ek werk toe. Dis nie altyd maklik om vir iemand te bemoedig as jy moeg is, as jy sleg voel, as jy met jou maat rusie gemaak het, of as dinge skeefloop in jou lewe met jou finansies. Finansies maak groot moeilikheid. Daai kar van ons wat daar buite staan, hy lyk om 'n gat in die finansies te maak. Dan wonder ek, hoe gaan ek dit maak tot maandeinde toe? En dan kom die duiwel en hy wil daai vreugde, daai bemoediging en daai gee wat jy moet gee, wil hy by jou steel, want hy wil bekommernis op jou kop sit. Daarteen moet ons waak, elke dag. Hoe kry ons dit reg? Deur lofprysing en aanbidding en die woord van die Here. Daar's so baie goedes wat ons aandag aftrek. Maar wanneer ons gefokus bly op ons Jesus Christus, soos ons vanoggend hom geloof, die lofprysing en die aanbidding, en hom toelaat en hom in ons lewe te werk, sal hy vir ons krag gee.
Ek wil net gou die skrif so sê. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring, maar hy sal seker kom met gejubel en sy gerwe dra. So dit sê vir ons, dis 'n belofte dat dit alles ons ook hoe hartseer. Ek het nou die dag toe lees ek van 'n pastoor wat sy kind verloor het in hierdie tyd voor Paasnaweek. En nou sit 'n herdenking elke jaar oor sy kind wat hy verloor het. En hy sê, hy is nie lus om te preek nie. Hy is nie die lus om die woord van die Here te gaan bedien, terwyl sy hart aan stikke is oor sy kind wat hy verloor het nie. Ek het nie 'n kind verloor nie, my sussie het wel. Maar sy is altyd daar met 'n woord van bemoediging. Maak nie saak of die trane loop nie. Net daarop. As jy bemoediging nodig het, is sy altyd daar. Sy voel nie altyd lekker nie. Daai pastoor was Woensdag, was hy ook regtig nie lekker nie. Maar hy doen sy ding uit geloof, in geloof, tot verheerliking van die Here. Ons moenie toelaat dat daai goed vir ons onderkry, laat ons deel word van die wêreld daar buite, moeg en moedeloos nie. Saratjie, praat ek die waarheid. Amen. Aanbidding. Ek moes leer. Ek het altyd, of nie altyd nie, maar by die bed gekniel om die Here se naam groot te maak en te bid. Daai liedjie wat ons nou gesing het, Holy are you Lord, is in Openbaring waar die ouderlinge, net 24 ouderlinge, hulle krone afhaal en op die grond neerbuig tot eer en verheerliking van God wat almagtig is. Doen ons dit? Doen ons daai aanbidding? Ek het geleer om dit te doen. En ek moet vir julle sê, dit het die verskil in my lewe begin maak. Om nie net op my knieë te staan nie, maar om voor hom te buig met my gesig in die grond. Ek het 'n maatjie voor my bed. Aanbid hom met alles in jou. En ek beloof dit vandag vir jou. Jy sal die verskil in jou lewe sien. Hy is 'n God van beloftes en hy wil vir ons gee. Ek het dit verlede Sondag ook gesê. Daar's 'n skatkamer vir elke een van ons wat hy vir ons wil gee. Maar aanbid ons hom, vrees ons hom. Of het ons in die daaglikse lewe verval van opstaan, doen, slaap, opstaan, doen, slaap. Gaan dink mooi daaroor. Ons moet ook aantekeninge maak. Want baie van ons is in die wagkamer. Nou die dag het iemand gesê hulle vas, want hulle wil hulle lewe verander. Hulle wil by die Here hoor, wat het hy in stoor vir hulle? Dis belangrik dat ons, as ons so iets doen, dit neerskryf. Toe ons Keimos toe gekom het, het ek 'n gebed op my foon gemaak. Wanneer ek vir alles vir die Here gevra het. En ek beloof vir julle, ek kan daai gebed gaan uithaal. En ek wil vir julle wys hoe die Here my gebede beantwoord het. Want ek het dit neergeskryf en ek het dit my erns gemaak om hom te vra om my gebede te verhoor. En toe ek dit met aanbidding, lofprysing en danksegging doen, toe beantwoord hy my goed. Daar is nog goed waarvoor ek wag. Ek het ook groot drome voor ek my patte neerlê. Ons het 'n nalatenskap. En ons praat nie van geld in die bank nie. Ons het 'n nalatenskap vir die mense om ons. Ek wil 'n nalatenskap hê vir daai seentjie. Die dag as ek dood is en ek is nie meer hier nie, moet hy kan my stem hoor. Ek het vir hom gesê, gaan my stem hoor. Daai nalatenskap wat jy agterlos,
My ouma het my so geleer en dis wat ek wil doen. Ek leef soos wat my ouma die voorbeeld was, my oupa. Ek hoor nou nog my ma en my pa se stem in my kop. Nou nog, my ma het vir my gesê, my kind, jy's nie dom nie, jy moet gaan leer. Toe gaan leer ek tot 47 jaar oud is. Maar ek het geleer, want ek het geweet, dit wat sy sê, en dit wat sy in my geplaas het waarheid geword. Ek was in die wagkamer, maar ek is daar nog steeds in die wagkamer. Maar die Here gee vir ons, soos wat ons hom vertrou. In geloof met vertroue. Halleluja. Ek maak amper klaar. Klein lesse lei tot groot suksesse. Ek wil net hierdie lees. Aanbidding vernuwe jou krag. Om jou geloof te versterk, moet jy met ander in aanbidding verenig. Aanbidding is vir God, maar dit het ook voordele vir jou. Dit vernuwe jou geloof en dit herstel jou vreugde. Psalm 100 vers 2 sê, dien die Here met blydskap, en daai Here is ook in hoofletters. Kom voor sy aangesig met gejubel. Psalm 122 vers 1 sê, dis 'n bedevaartslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Amen. Is ons opgewonde op 'n Sondag kerk toe te kom. Laat ons na die huis van die Here gaan. Dit moet iets wees wat hier binne, nou spring ek op, want ek gaan die Here se naam groot maak. En ek het vanoggend gekom om 'n aanraking van hom te hê, want ek het hom gevra daarvoor. Dis 'n belofte in die Bybel. Jesaja 40 vers 31 sê, dis die wagkamer. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. En hulle wandel en hulle word nie mat nie. Die Here gee krag. Amen. Elke dag. Amen. As jy op hom wag. As jy hom vra. Klein lesse lei tot groot suksesse. Moses, ek dink is een van die beste voorbeelde wat daar is. Die Israeliete en Moses en die woestyn. Hoekom? Hulle was nie gehoorsaam nie. Die Here het vir hulle toets gegee en dan gaan jag hulle nonsens aan. Dan wys hy vir hulle, hy is God en hy is almagtig en dan gaan net vir hulle, die gaan dit goed. Dan voeter hulle weer stewe kant toe. 40 jaar. Ek dink nie een van ons om 40 jaar in 'n woestyn wees nie. I don't want. Ek wil daar wees wat die Here my wil hê. Ons wil nie in daai woestyn wees nie. Lesse. Ek moet sê, ek het baie foute gemaak in my lewe en ek is nie skaam om dit te erken nie. Maar ek het my lesse besef, my foute, en ek kon na die Here toe gaan en sê, help my. En soos wat ek gegroei het in hom, deur hom, met hom, in my, en ek in hom, sy belofte, kan ek sê, dat my lesse, gaan ek nie weer herhaal, die foute wat ek gemaak het nie. Ek vra vir hom, hy moet my help. Numeri 33 vers 2 sê, volgens die bevel van die Here het Moses die plekke opgeskrywe van waar hulle van plek tot plek verder getrek het. En dit is hulle plekke van waar hulle al verder getrek het. Ek het net nog gesê, ons moet notas maak. Skryf neer, as jy 'n droom het, skryf jou datum neer. En skryf jou droom neer wat die Here vir jou gee. En kyk,
wat hy vir jou doen. Hoe hy jou antwoord in daai droom. Deuteronomium 11 vers 2 sê, en julle moet vandag weet, dat ek nie spreek tot julle kinders, wat die onderwysing van die Here julle God nie geweet en nie gesien het nie. Sy grootheid, sy sterke hand en sy uitgestrekte arm. Hy is almagtig. Hy kan sy arm uitstrek om elke een van ons te help. Psalm 119 vers 33 is 'n goeie gebed om te bid wanneer jy in die wildernis is en wag dat God jou sal verlos. Sodat ek nie hardloop, verkeerde dinge doen en verlore raak nie. Die onsigbare stryd oor jou gebede. Ons ken Daniel. Die boek van Daniel wat gebid en gevas het. Ons bid en baie keer word ons aangeval. Ons gebede word gestop. Of die duiwel doen alles in sy vermoë om te keer dat dit wat ons bid, ons dit nie verkry nie. Dis hoekom Paulus sê, bid, bly bid, met danksegging. Die duiwel gaan probeer, soos met Daniel. Efesiërs sê vir ons, die worstelstryd is nie teen mense nie, maar deur die bose geeste in die lig. Hulle is daar. Dis 'n realiteit. Baie mense erken nie dat daar bose geeste is nie. Dis tog. Dis 'n onsigbare stryd wat aan die gang is. Ons lees nie baie daarvan in die Bybel nie. Die Bybel sê net vir ons, waak en bid. En ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit is Efesiërs 6 vers 12. Daniel 10 vers 12 en 13 sê, dis toe die engel by hom was. Wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Micha, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Perse. Ons het engele wat ons help. Die Bybel sê as ons Jesus vra om sy engele opdrag te gee, om ons mense na aan ons te beskerm, sal hy dit doen. God se hand van beskerming is oor ons. Ons kan maar groot droom, ons kan saad saai, ons kan ophou twyfel en ons kan ophou vrees. Want hy is daar, hy is werklikheid. Hanna, sy moes jare wag om 'n baba te hê, Samuel. Sy het jare gewag. Josef was van 'n baie jong ouderdom af 'n goedgegewe visie. Hy was verkoop, hy was in die tronk, hy het allerhande goeders gedoen. Hy was in die wagkamer voor God hom kon gebruik om sy familie van hongersnood te red. Hebreërs 6 vers 15 sê God vir ons, en so het hulle die belofte verkry nadat hulle geduldig gewag het. Hy praat van hy geduldig gewag het, maar hy praat van ons. Wanneer ons geduldig wag in ons wagkamer, sonder vrees, sonder twyfel, met al die goeders wat ons die afgelope 2 Sondae gehoor het, sal ons belofte verkry. Ons moet onsself plant by die mense daar buite. Ons moet nie ophou om te plant nie. Want daardeur, volgens Hebreërs 11 vers 2, het die mense van die oudheid getuienis ontvang, en net so gaan dit ons erfenis wees aan ander mense.
Jesus sê in Lukas 9 vers 60, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. Amen. Dit klink woes, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Ons moet die woord van God verkondig. Ons moet onontbeerlik wees. Daar is sekere take in die lewe wat enige iemand kan doen, maar daar is ook werk wat net ons as gelowiges kan doen. Dis soos ek net nou gesê, ons as kinders van die Here, dis net ons wat ander kan gaan vertel. Ek wil hierdie laaste een net weer by julle lees. Net ons, as sy kinders, kan ander vertel. Draai jou lewe om. Die eindtyd is 'n werklikheid. Dood is 'n werklikheid. Of jy oud is en of jy jonk is, dit maak nie saak nie. Dit is 'n werklikheid. Dit kan met enige een gebeur. En ons moet dan voor daai Jesus kan gaan staan en hy moet vir jou kan sê, mooi gedoen daar. Amen. En dan kry jy jou kroon in jou ewige lewe. Daarna moet ons streef om uit ons wagkamer uit te kom, terwyl ons in die wagkamer is, maar nog steeds ons werk vir Jesus te doen. Dit is daai waagmoedige geloof wat ons in hierdie lewe moet hê, nou moet hê, om onsself te help en die mense naby aan ons. Amen.